So, hierdie is Vadersdag. En as julle my nou al by hart ken, dan weet julle ek hou van statistieke, né? So ek wil net vir julle gou iets hier uitgooi. Ons gaan nou met die kindertjies praat, maar julle gaan op moet luister, né? Want ek gaan julle vra. Okay, kyk ons wat julle weet. Maar voor ons begin wil ek net gou kom ons bid net. Here Jesus, hier staan ek voor U, 'n stuk vleis, Here, en ek bid dat die Heilige Gees my sal vul, dat elke woord wat gespreek word net van U af sal kom, Here. Ek loof en prys U vir alles wat U vir ons doen, en ons bid dit nou in die naam van Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. So, statistieke wys vir ons dat Kersfees, hierdie is nou wêreldwyd statistieke. Kersfees word 95% van die populasie op die aarde word gevier. Kersfees. Nuwejaars 95% word gevier. Mother's Day 90%, Easter 85%, Vadersdag 40%. Sales, as ek praat van sales, dan praat ek van winkels wat goederes verkoop. Moedersdag maak 'n profit van omtrent 75% op Moedersdag, op alle goederes. En baie winkels sê hulle lei 'n verlies op Vadersdag met geskenke. En dan kom die vraag, hoekom? Want sommige generasies is geleer dat die pa is die provider, so hy is nooit by die huis nie. Mama doen alles, en papa is net provider. En wanneer daar probleme is, hardloop die kinders na mamma toe. En wanneer hulle groter word, dan word mamma die ene wie ons gaan sien. En papas praat nie oor hulle emosies nie, want hulle is geleer dat 'n pa moet sterk wees, 'n pa moet nooit emosies wys nie, maar dis kwak. 'n kind gaan nie jou paycheck onthou nie. 'n kind gaan nie onthou wat het jy gedoen by die werk, hoeveel prestasies, hoeveel sertifikate het jy gekry nie. 'n kind gaan onthou, my pa het my beskuit gestoot. My pa was daar toe ek rugby gestoot, my pa was daar toe ek atletiek gedoen het. Toe ek my toon gestamp het, was my pa daar. Kinders worry nie oor die paycheck nie. Ons doen, my kinders doen nie. Hy soek sy pa. En ek dink, wanneer hierdie 35% verander na 50%, toe gaan ons al reeds 'n generasie sien dat seuns opstaan en sê, wel, dis hoe ek voel vandag. Want het julle geweet, die sterfsyfer op selfmoord tussen mans is 70%. Want, ons is geleer, jy praat nie oor jou emosies nie. A man don't cry. It's not true. Julle wat my ken, die Here het my blaas agter my oog gesit. As ek wil huil, as ek wil lag ek met my vrou weet presies hoe voel ek. Ons praat, want as ons nie praat, die bottel ons op, en as ons opbottel, later word het te veel, en dan sien ons geen ander uitkoms en raai wat, daar is 'n uitkoms. Papas, op hierdie Vadersdag celebrate ons nie net paas nie, maar ons celebrate die grootste pa wat daar is, en dis God. Amen. En as jy 'n goeie pa is, of jy het 'n pa wat jou teleurgestel het, of jy het nie 'n pa nie, onthou dat altyd daar is 'n hemelse pa, want jy is in sy ewebeeld gemaak, en hy dink die wêreld van jou. Amen. So moenie terugkyk op dalk wat jou pa aan jou gedoen het, en sê, ja, maar paas, die hemelse pa het jou so lief. Amen. Alright, dan is hy. Net klaar. Daai woord. Okay. Kiddies, het julle al gehoor van Dawid en Goliat? Het julle? Daar's 'n paar koppies wat gaan. Het julle al gehoor van Dawid en Goliat? So ek gaan dit nou verduidelik, en ek wil hê julle moet open-mind wees, want ons gaan nou 'n paadjie stap. So, maak julle safety belts vas, here we go. Okay. So daar was 'n seentjie, né? Hy was omtrent so groot, en hy het in die veld gewerk. Hy het na sy pa se skape gekyk. So ons doen dit in skaapwagting.
Nee, julle weet wat 'n skaapwagter nou, hy kyk na skaap is. Okay? En hy was so lief vir Jesus. Hy was so lief vir God. Hy het God geprys en worship daar waar hy is. Nee? En sy pa kom by hom. Sy pa kom by hom en hy sê vir hom, jy moet vir jou boeties kos vat, want op die oomblik waar Dawid nou nog kyk na die skapies, is daar 'n oorlog uitgaan. Het jy dit geweet? Daar's 'n oorlog tussen die Filistyne en die Israeliete. So sy pa kom na hom toe en hy gee hom die daad om vir sy boeties kos te vat. Lunch. Hy is geweet hulle kry lunch oorlogtyd nie. Ek het tog hulle wing it maar dit. So, hier gaan Dawid. La, loop daar af. Lekker sing hy en hy is op pad na hierdie toe. En soos hy inkom, hoor hy hoe hierdie mense bang is. Die soldate is bang. Hulle is eintlik so bang dat hulle wil nie eens uitgaan op die oorlogveld nie. Want daar is hierdie groot man, en ek het nou gaan opsoek, julle, hy is 2,7 meter lang. 2,7. Okay, weet jy hoe lang is 2,7? As hy nou gaan lê, kyk hierso. Ek moet baie breër trap want ek is kort. 1, 2, 'n bietjie. Dis huge, ouens. Dis baie groot. Maar onthou, dis ook die tyd uit baie kort. So, en hierdie Goliat is sterk. Hy het 'n groot jas aan, hy het 'n spies en hy het 'n swaard, en hy kom uit, en vir 40 dae lank spot hy die Israeliete. Hy spot hulle. Hy sê vir hulle dat julle God is useless. Bring enige iemand, ek sal hulle wen. En hy gaan so aan. So hier kom Dawid nou in met die kos, hy kom in, en hy hoor hierdie. En ek nogal dink, hy staan so terug en hy sê, wat's fout met julle? My God, die lewendige God, kan hierdie ou verslaan. En hy sê vir hulle, gee my 'n kans. En hulle almal lag, sy boetie sê vir my nie eens maar. Daar's iets fout met jou. Hoekom wil jy nou, jy's 'n seentjie man, gaan kyk na die skape. Wat gebeur met die skape nou dat jy hier is? Nou hardloop hulle net rond. Want Dawid is nie daar. En Dawid sê, gee my net 'n kans. En koning Saul, koning Saul was op te bang vir hierdie ou. Hy het daar gesit, hy sê, ek gaan nie. En hy hoor van Dawid, he hears about David, and he says, bring that boy to me. And David stands in front of him, Dawid staan voor hom, en hy sê vir Dawid, gaan jy teen Goliat uitgaan, jy is net 'n seentjie. Dawid sê, ja man, gee my 'n kans, ek is hier. En koning Saul gaan haal sy armor. Wie weet wat's armor? Okay, 1, 2, 3, okay, wat is armor in Afrikaans? Wapenrusting, daar is hy, julle sorry, ek kyk baie Engelse studie. Hy bring sy wapenrusting, sy armor, en nou moet julle dink, dis 'n klein seentjie Saul is 'n man, en ek kan nogal dink, hy's dalk 'n bietjie groot, maybe, want hy's koning, ek weet nie. En hy's dus 'n groot man. So hier trek Dawid hierdie jas aan, hy sê, ek kan nie. En hy gooi maar. En hy sê vir hulle, nee, ek sal gaan soos ek is. En wat sê die Here? Kom soos jy is. Nee? En hy loop uit. Hy tel hy 5 klippes op. Dit is lekker plat klippes. Jy weet daar wat jy so kan gooi op die water. Op hy so, nee? Hy tel 5 van hulle op. En hy het sy slingervel. Weet jy het sy slingervel? Ja, okay, die wat nou nie weet nie, dis 'n ding wat so loop, en dan het hy hier 'n dingetjie, en dan het hy daar 'n dingetjie. Dingetjies. Kom ons, of julle, ja, daar is hy. Dit is 'n oudtydse ketting. Daar is hy. Oudtydse ketting. Okay. So hier vat hy nou daai slingervel en hy loop. Nou weet julle dink hy's kort. Dis 'n kort dingetjie. Daar staan Goliat. En hy kom uitgeloop. En Goliat kom uitgeloop. En Dawid begin met hom praat. En Dawid sê, vandag sal God jou oorgee aan my. Nee? Hoe durf jy my God aanvat?
En Goliat is ons ha, uiteindelike uitdaging. Iemand wat dink hulle God kan my wen. En hy was al besig om te praat, sê die Bybel, Dawid begin op hom afhardloop. Hy stap tussen die oor. Daar lê hy. Nou jy weet hierdie ou. Daar 'n klein ouetjie lê en nou is dit 2,7 meter. Hier lê die ou. Raai wat doen Dawid? Hier lê hy, hy's uit soos 'n kers. Dawid hardloop by gryp sy swaard. Nou moet jy weet, 'n giant se swaard, so dis net so ding. En God gee vir hom die krag. Poef! Af is die Goliat se kop. Nee? Het jy dit geweet? En daar wen Dawid vir Goliat. En almal juig. Nee, ek kan nogal die Filistyne draai om en ons giant het verloor. En die Israeliete kom uitgehardloop en dis net hulle tel vir Dawid op en dis 'n celebration, Okay. Baie. Die storie van Dawid, okay, kinders, ek is al jammer, ek het nou klaar gepraat met julle, maar julle kan luister. Groot mense, hoeveel keer het iemand al vir julle gesê, jy is Dawid en jou probleme is Goliat. En jy moet jou probleme aanvat soos Dawid. Maar kan ek bietjie vir julle kom ons change the picture. Ek lees die Bybel nou oor en my vraag is, waar is Jesus in die verhaal? So, ons as mens, ons kyk na die probleem. Is dit nou werkstres, is dit geldstres, finansies, huwelik, bid vir kinders, dit staan soos Goliat voor ons. En nou kom mense en hy sê, ja, jy is die Dawid in jou storie. Jy moet net jou Goliat aanvat. Ek sien dit anders. Dawid loop uit na Goliat toe. Jesus loop uit na die kruis toe. Ons sien die probleem. Ons doen niks omtrent die probleem nie, want ons is te bang. Ons is die Israeliete wat in die tente sit en wag vir 'n champion om op te staan. Jesus word ons champion. Amen. En hy staan op en hy sê, ek sal op daai kruis gaan. Ek sal jou Goliat vir jou vat. In die ou dae, as ek praat van die ou dae, Ou Testament, het hulle one-on-one battles gehad. 1-op-1. En as ek dit sê, beteken dit dat jy kies 'n champion en hy gaan veg. So op daai oomblik toe kies hulle Dawid as die champion. En Goliat is hulle champion. En toe Dawid wen, toe celebrate almal oor sy oorwinning. Ons het ons champion gekry sonder dat ons dit geweet het, Jesus Christus. Hy het op die kruis gaan hang vir ons sondes sodat ons kan vry wees. Amen. Nee? Ons lewe in die oorwinning van Jesus Christus. Nee? Net soos dat die Israeliete in Dawid se oorwinning gejuig het, moet ons juig in Jesus se oorwinning. Nee? Hallo? Verstaan julle wat het gebeur? Dat as iemand vir jou sê, jy is die Dawid, nee, jy is deel van die Israeliete. Ons kan nie ons eie sondes vergewe nie, Jesus kan. Ons het 'n champion nodig. Ons champion se naam is Jesus. Amen. En raai wat? Ek spandeer 'n rukkie, klein rukkie het ek spandeer op Psalm 22. Waar hulle praat van waar Dawid eintlik skryf oor wat gaan met Jesus gebeur. En toe hy aan die kruis hang, toe sê hy, Here, Here, waarom het U my verlaat? Hoekom sou hy dit gesê het?
Ek het die vraag gevra toe pastoor so 'n paar sondae terug vra, hoekom het Jesus gehuil toe Lazarus dood is? As hy geweet het, 3 dae later gaan hy hom opwek. Hoekom het hy gehuil? Presies dieselfde. Hoekom die Seun van God op die kruis hang en hy vra, Here, hoekom het U my verlaat? En toe op Psalm 22 begin lees, toe staan dit daar. En ek lees op verder, Psalm 22. En dit sê ook dat hulle gaan sy hande, sy voete en sy klere verdeel onder mekaar. En ek besef het 1000 jaar later gebeur toe, so toe Jesus dit op die kruis het, imagine net die fariseërs. Hulle is geleerdes, hulle ken die skrif. Hulle het 10:1 gehoor wat hy sê en gedink. Hy praat van psalms. Jesus is besig om Psalm 22 op te sê en dink net as hulle dit geken het, hoe skrik hulle? Hulle moes dadelik besef het. Psalm 22 sê daar gaan gate in sy hande wees, daar's voet in sy voete, en tussen hulle gaan hulle sy klere verdeel. En hier het nou net voor hulle gebeur. En ek dink toe die penny drop, toe besef hulle, maar wag, daai was die Seun van God wat op daai kruis nou hang. Imagine net daai skop tussen die oë, soos 'n klip wat Dawid gegooi het tussen die oë. Val hulle met die realization. Ek gaan so ver voorgehardloop, nee. Val hulle met die realization dat daai is Jesus op daai kruis. Dit is regtig die Seun van God. Dit was nie net 'n vals profeet nie, dit was nie blasphemy nie. Ja. So, as ons die prentjie kyk van Dawid en Goliat. So Israel was gevange vir 40 dae. As ek praat van gevange, hulle was vreesbevange. Nie gevange nie, hulle was vreesbevange. Wie van julle was ooit so vreesbevange dat jy bang is om iets te doen? Jy force jouself om uit te gaan om dit te doen. Dit is waar hulle was. Daai van, wat se kant toe? Ons kan nie vorentoe beweeg nie, want hierdie groot meneer van 'n man staan daar en wag vir ons. Okay? Goliat vloek, hy spot, en hy daag hulle almal uit. Okay? En die eerste koning Saul is bereid om uit te gaan. En vir die wat julle Bybel het, dit staan in 1 Samuel, hier van vers 17 af. As julle dit wil gaan soek en gaan lees, ek weet ons almal ken Dawid by die hart, maar Dawid is Jesus in ons storie. So, terwyl Dawid gewag het, terwyl hy 'n skaapwagter was, dink ek in sy hart het hy reeds geweet, hy is gebore vir meer. Hoeveel van julle sit nie wat weet in jou hart, jy is gebore vir meer? Nee? Hallo kerk. Amen. Ons is nie gemaak om net te sit nie. Wie het die Bybel hierso? Matteus 28 vers 19. Ons is nie gemaak om net te sit nie. Anders sou ons gewees het Fariseërs. Ek het so hard probeer om hierdie kant te gaan en met die Gees sê kom. So terwyl Dawid wag, leer hy verantwoordelikheid wat hy moet kyk na sy pa se skape. Hy kry moed en courage. Hoekom? Want hy moes 'n leeu en 'n beer die skapies oppas. Hy moes hulle 'n leeu en 'n beer doodmaak. So dit gee jou courage. It gives you courage. David was busy forming character. He was getting responsibility. He was getting courage. He was getting 'n beskerm hart, a guardian heart, to look after the sheep because he was starting to love what he's doing. Maar bo als het hy 'n liefde gehad vir mens, want anders sou hy nie gesê het, ek sal uitgaan en probeer, of nie probeer nie, ek sal uitgaan en Goliat verslaan. As hy nie 'n liefde gehad het vir mens nie, sou hy net soos die res gesê, wel, dit is nie my job nie, ek is 'n skaapwagter. Ons besef,
If you say you love God, then you have to love people. Amen. Because God made people in His image. So as ons skinder, as ons sleg praat, as ons seer maak, wie maak jy eintlik seer? Want as God jou gemaak het in sy ewebeeld, en jy maak 'n ander mens seer, kan jy nie sê jy is lief vir God nie. Amen. Because love God, love people. Dis is letterlik woord en lewe. So slowly, love God, love people. So hy kry 'n beskermende hart, 'n guardian heart, not for his own protection, but to protect other people. En hy in daai tydperk wat hy alleen is, wat hy die skape oppas, het hy hierdie intimiteit saam met God. Hy bou hierdie relationship. Wat vir ons sê, dit is belangrik om daai intimiteit saam met God te wil hê. En dan bo alles leer hy hierdie leier-eienskap. Terwyl hy daar sit en die skape oppas. En weet jy wat, iemand het vanoggend vir gesê, die natuur het 'n manier om jou gesond te maak. Want as jy God se stem wil hoor, gaan weg van al hierdie karre en hulle geraas af. En gaan sit in die bos. En jy hoor elke liewe voeltjie. En glo my, dit klink vir jou soos geraas partykeer, maar partykeer hoor jy God se stem in 'n voeltjie se gesingery. Want ewen die voeltjies weet, ons moet praise and worship. So 'n kort opsomming oor Dawid. Dawid se skaapwagterskap was nie 'n wagtyd nie. Dit was 'n vormingstyd. God was besig om hierdie man te vorm. Hy was in die veld alreeds. Daar waar hy gesit het, was hy alreeds 'n koning. In sy karakter. En voordat hy nog op die troon gesit het, was hy alreeds 'n koning. Dit was net 'n tydperk wat God hom moes vorm, en van ons sit hier in ons tydperk van vorm, waar jy eintlik voel soos 'n pylenboog wat teruggetrek is, en jy wag net vir God om te sê, go. Maar ons kan nie deel met dit nie, want ons is hastig. Ons is hastig. My pa het hier sê, sorry, julle gaan my nou goed met 'n klip. My pa sê altyd, moenie 'n pysie ryp druk nie. Want as jy hom ryp druk, los hy 'n merk op jou gesig. Julle girls, jy sal weet, as jy hom karm, word hy lelik, en dan is dit allerhande make-up en allerhande goedjies wat jy moet opsit om dit mooi te maak, en wara. Maar as jy hom los, vir 'n paar dae, dan kom dit mooi uit. Okay. Mooie rug uit. Maar dan los hy nie 'n merk nie. Wanneer God ons in 'n tydperk sit van wag, dan wag ons. Wat beteken dit ons wag en ons doen niks? Ek sê dit mooi in English. When God puts us in a waiting period, we don't just sit in the waiting room. While we wait, we serve. And it's not serve on a surfboard. Serve, ons bedien, terwyl ons wag, bedien ons. Want in daai tyd, wat ons bedien, leer ons die meeste wat ons nie gedink het ons het nodig om te weet, vir die werk wat God ons voorberei. Ons is op in die pad, of ons is op die pad. Partykeer is ons op die pad, maar ons sit doodstil. Hier buite, hierdie gebou, buite hierdie Palisades, is daar 'n dorp wat skree vir waarheid. Want mens is moeg vir media om vir hulle te lieg. Want jy kyk die nuus en die nuus vertel jou nonsens. Ons kan nie meer glo wat ons hoor nie, ons kan nie meer die prentjies wat ons kry kan ons nie eers meer glo nie, want AI maak alles mooi. Daar word hierdie rookskerm voor ons gesit en ons fokus af te haal van Jesus af. Wat het gebeur toe Simon Petrus uit die boot uitklim en sy fokus gaan van Jesus af? Hy begin sink.
Kerk, ons laat die pap op die vloer val. Maar daar buite is 'n honger wat net Jesus kan vul. Julle wat al diep in die wêreld was, wat gered is, weet dat wanneer jy op jou laagste laag is, kom Jesus en hy sê, ek wag al lankal vir jou, kom. As jy in Handelinge lees, hoeveel was die eerste kerk gewees? Jy gaan dit nou opskryf. In Handelinge was daar net in die begin 120. En daar staan Simon Petrus op. Dis Simon Petrus. En hy gee die eerste diens. En in daai dag, in daai diens, is daar 3000 mense wat hulle lewe vir Jesus gee, net daar. Nie omdat hy gesmeek het nie, omdat hy net die waarheid vertel het. Wat is die waarheid? Die waarheid is dat Jesus het op die kruis gesterf vir jou. Jy is lewe in sy oorwinning. Staan op, gemeente, staan op, kerk, want jy is die kerk. Jesus het nie net gesterf op die kruis nie, maar toe hy opgaan na sy Vader toe bring hy af die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom woon in jou. So daar's iemand binne jou. En raai wat, as jou glasie vol is van jou, 'n bietjie van jouself en van die Heilige Gees, is daar nie plek vir 'n bose gees nie. Daar is nie plek vir negativiteit nie, daar's plek vir die Heilige Gees om te werk. Amen. En wanneer ons loop in daai krag wat die Heilige Gees ons gee, wanneer ons glo dat daar is geen naam bo 'n ander naam nie, Michael, dan loop ons en ons kan sê, sieke, raak gesond. Ons kan sê, demoon, jy het nie 'n plek hier. Glo julle dit? Ek hoor 'n klomp amens, maar glo ons dit regtig? Want as ons dit glo, dink julle nie hierdie gebou sou klein gewees het nou nie? O, Here, ek is jammer dat ek hier nou uitgaan op hierdie manier. Dawid het 'n kans gevat. Hoekom het hy 5 klippies opgetel en nie net een nie? Kom ons vat dit geestelik ook. Die een klippie wat op tussen die oë geslat het, is die waarheid. Is die gospel. Is hierdie boek wat ons noem die Bybel. Die waarheid het uitgegaan en op tussen die oë geslat. Ja, nee, die tweede klippie wat hy nog het is his identity in Christ. He knew his identity because he was already chosen. The third rock was his past victories. God reminded him of his past victories. Toe hy die nuwe gewen het, die Here het hom gewys, jy het dit al gedoen. Wat maak hierdie man sterker as die leeu? The fourth one is the word. God's promise in his hand. Because no weapon formed against us shall prosper. Die vyfde ene was he had to surrender David. Dat David sou nie Goliat gewen het. Maar David in Jesus, David in die geloof van God, that David won. That's why I picked up 5. En as ek so vinnig dink, wat doen ons in Pentecostal? The fivefold ministry op. En dan is daar so grappie tussen ons almal, as iemand nie hulle self almal keer en dan vat ons die fivefold ministry. So, is jy nog steeds David in jou storie? Ek dink dit hang af die konteks, maar in hierdie konteks, Jesus is David. Ons is die Israeliete. Ons lewe in die oorwinning van Jesus Christus. Amen. En raai wat? You are not useless. You are not a waste of space. Jy is nie 'n ongelukkie nie. Dit ons het nou gesien. Jy was reeds beplan. Wat Angelique het gesê, elke naam se betekenis slaan op die hamer op die spyker, daai kind.
Want jy was reeds beplan gewees. So wanneer ons Jesus aanvaar, en ek dink jy sit baie van ons wat nie weet wat dit beteken. En sorry, ek is so jammer, ek gaan dit sal. Jy kan nie wydspreek staan nie. You can't praise the Lord and vloek at the same time. Swear at the same time. Jy kan nie wydspreek staan nie. Want sorry my Frans, as jy wydspreek staan, ene in die wêreld en ene saam met God, iewers aan die wêreld jou tussen die bene skop. Raai wat? As skop jou tussen die bene, jy gaan tot op jou knieë, want op ons knieë is ons die sterkste. Dis waar God ons wil hê. 'n Mens wat bid. Ons is genoem die gesalfdes. Nee, amen. Wie dink hulle is nie 'n gesalfde nie? Hier is ons hele potjie salf, ons sal dit sommer nou laat. Goliat is groot en sterk. Maar my God is groter. Amen. My God is sterk. In my God se hande kan hy in 'n persoon 'n stok sit. En daai stok kan hy slaan en dit maak 'n see oop. In my God waarna ek glo, kan sy seun stuur die aarde toe om vir jou sondes te sterf. Wetend en onwetend. My God is 'n God wat jou vrye wil gee, want hy wil hê jy moet hom kies. Anders was dit wat 'n dictatorship, hy het vir jou gesê wat jy doen, maar God wil hê jy moet hom kies. Hou fokus op wat media sê. Hou fokus wat nie belangrik is. Ok, ek gaan nou begin laat. Hoe vang jy 'n kobra? Het julle al Animal Planet gekyk? Hoe vang jy 'n kobra? Hierdie hand hou jy hom besig en met die agter. Hou geweer. Dit werk ook. Dit een hand hou jy hom besig, dan staan sy bakkie en hy kyk vir hierdie hand. En dan met jou ander hand gaan jy agter sy kop en dan kan jy letterlik hom op die kop klap. Presies wat die media besig is om met ons te doen. Julle kyk hierso, agter ons kop doen hulle dinge wat ons nie van weet nie. So, hou jou fokus op Jesus. Begin lewe in die oorwinning van Jesus Christus. Raai wat, dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie maklik wees nie. Ek dink dadelik aan John the Baptist. Hy het sy kop verloor oor Jesus. Ek dink aan 11 van die disippels, 10 van die disippels. Hulle kon nie stil bly oor Jesus nie en hulle het hulle lewens verloor. Ons het nou die aand met die Heer hulle hier laat staan en ons het hulle begin bid. Terwyl ek staan, dink ek vir myself, ek gaan hulle skrik maak. Kom ons kyk wat gaan hulle doen. En ek maak julle skrik loop in die churches. Deny Jesus or I shoot. Wat sal jy doen? Want daar is lande waar dit gebeur, waar hulle in 'n ry staan en hulle druk die geweer in sy kop en hy sê Jesus bestaan nie of ons skiet jou dood. En eintlik is dit so erg, hulle neem nog video's daarvan. Maar daai video's kan testimonies wees vir ons, want in daai ry wat ek al gekyk het almal hulle lewens verloor in daai video. Want hulle het sê, no ways, daar is Jesus. Te lewe is vir Christus en om te sterwe is 'n wins. Nee? Groot mense, ons lewe in die oorwinning. Ons sit seker vanoggend as ek so vinnig moet kyk, maklik 140 mense.
as elke een vir een persoon buitekant gaan vertel van Jesus, is dit 140 mense wat van Jesus hoor. As daai 140 iemand vertel van Jesus, is dit nog 140 wat van Jesus hoor. Van julle wat ek sê, die is net 'n gebou. Wat is Matteus 28 vers 19? Ek hoor dit. Kyk, dit is soos 'n bevel nie. Kyk, dit is soos 'n opdrag. Reg uit die Bybel uit hier, en as ek reg geleer het, as dit in my Bybel staan, dan moet ek dit doen. Nee? Is julle bereid om iemand vir die kassier daar by Pick n Pay te vertel van Jesus? Ek het vir my jeug 'n baie easy manier geleer. Maar ek gaan nou afsit pas. Ek het my jeug 'n easy manier geleer. Almal het selfone, né? Almal het internet. Dit vat jou 'n minuut om die vrou se name badge te lees en vinnig te Google wat beteken haar naam in Bybel. En dan vir haar te sê, het jy geweet jou naam beteken Benjamin, het jy geweet jou naam beteken regterhand? Huh? Ja. Die Here sê vir my, jy is die regterhand. Hy het jou geplant, die regterhand. Daar het jy jou deur oop om te begin praat oor Jesus. En God sal die woorde in jou mond sit. Die Heilige Gees sal jou lei om vir daai persoon te vertel van Jesus Christus. Ag, Gees warmheid. Wees die lig vir die wêreld. Matteus 5. Gaan uit en wees die lig vir die wêreld. Hoe sien die elemente in jou, die spiritual realm en donkerte, sien jou as die lig in die wêreld. As jy instap in jou huis, is jy die lig in die wêreld. As jy instap in Pick n Pay, is jy die lig in die wêreld. As jy instap in die kerk, is jy die lig in die wêreld. As jy in jou kar alleen is jy die lig vir die wêreld. As die taxi voor jou inry, you are still the light of the world. Because you got the Holy Spirit. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, yes, baie stil. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Woo! Ja. Oh. Die tema was timing. Tydsberekening. Pastoor moes my help in daai. Nou Afrikaans is baie goed. Ek het 55% van Afrikaans gekry in skool met sorry. Dit was timing. God is altyd op tyd. Amen. Ons is of 'n bietjie of te laat. Maar God is altyd op tyd. Hierdie woord, hierdie wat ons doen in die Bybel, is altyd op tyd. When you least expect it, God shows up. Amen. When you think you are out of options, God shows up. Start believing that God can even close a lion's mouth so that you can sleep inside a lion's den. Amen. Alright? Wat gaan ons doen hierdie week? Ons gaan uitgaan in die wêreld. Ons gaan die lig wees vir die wêreld. Al voel ons nie lekker nie, al voel ons lewe slat vir ons, wat ons nie meer kan nie, was die opdrag, Matteus 28 vers 19. Gaan uit. Matteus 5 vers 14. Gaan uit. Hoeveel keer moet Jesus nog sê, gaan uit? Nie sit nie, gaan uit. Ja, as ek van skrip af gaan, raak ek bietjie warm op binne. Vir 40 dae het niks gebeur. Vir 40 dae het niks gebeur nie. Almal het gestaan en wag.
En God was besig om te werk in 'n klein seentjie om 'n champion te wees. En as jy die storie van Dawid ken, het hy nie meer 'n klein seentjie gebly nie, hy het een van die grootste konings van konings geword op aarde. Dat daar duisende jare na hom nog mense terugverwys het na Dawid se tyd toe. God berei jou voor in jou tyd van stilte. Net omdat God stilheid beteken nie hy werk nie. Wat sê daai liedjie? Even when I don't see it, he's working. Okay? Even when I don't feel it, he's working. He never stops. He never stops working. En net omdat jy wag, beteken nie God het jou vergeet nie. God is nooit laat nie. Hy is altyd tyds. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U vir ons op daai kruis gesterf het. Dankie dat U gesê het, U sal die champion wees. Here, dankie dat ons kan lewe in U vryheid. Dankie dat ons, dat wanneer ons op ons knieë kan skree, Abba Vader, help. Here, ek bid vir U gemeente. Here, U sê, ons is die kerk, so ek bid vir elke persoon wat hier is. Het hy nou 'n kopseer, het hy nou 'n maagpyn, het hy nou 'n rugpyn, Here, al is dit 'n bietjie erger, weet ek dat in die naam van Jesus kan dit nou gesond word, Here. Dat ek net 'n bietjie geloof vat, so klein soos 'n mosterdsaadjie, om te kan glo dat dit wat ek bid kan gebeur. Here, en die mense wat nou na my stem luister, dat hulle sal absolute vrede ervaar, soos nog nooit tevore nie, dat die Heilige Gees vrylik sal wandel tussen hulle, Here, en wanneer hulle dink, dis hulle eie stemmetjie wat praat, dat hulle sal ruk, hulle fondasies sal ruk. Here, ek bid dat wanneer hulle op die regte pad is, draai hulle terug. Here, wanneer hulle doen wat hulle nie moet doen nie, draai hulle terug, Here. Wat U ook al doen, doen dit net om hulle te red. Ek bid vir hierdie gemeente dat hulle net van krag tot krag sal groei en dat U hierdie dak sal oplig, dat daar 2de, 3de, 4de, 5de verdieping moet wees van hoe die kerk by mekaar kom om te sê U is groot. Dat hierdie kerk net sy naderheid sal bars, nie omdat ons getalle jaag nie, maar omdat ons in die besigheid is van siele. Dat elke mens daar buite, is dit nou met besig is met evangelism, outreaches, enige iets, Here, maak hulle pad dat daar waar hulle loop, die naam van Jesus altyd verheerlik sal word. Ons bid dit in die kragtige, groot, heilige naam wat U is, Jesus Christus. Amen. Amen.